Nou, ek wil elkeen groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus. Ek is leraar Denver Titus en ek is so blij om vanavond saam met julle te wees hier op die WhatsApp groep. Ons is weer vanavond hier 7 Juni 2021 om een stukkie vars manna te ontvang uit die hemel uit. Halleluja, halleluja. Ons bid elke keer die gebed, die Bijbel sê, dat Jesus sê, sy disciples om moet bid, dat gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek hoop om vanavond vir u aandlikse kos te gee. Gaan saam met my in Lukas 10 vanaf vers 38. Daar wil ek saam met jou praat oor die 2 dimensies van jou lewe. Ek wil praat saam met jou vanavond oor die 2 dimensies van jou lewe. Almal in hierdie lewe het 2 dimensies waarvan ons hier praat. Halleluja. Somtijds maak dit dat omstandighede ons dimensies uitlok. Somtijds maak ons, halleluja, dat siekte ons dimensies uitlok. Maar iewers is daar binnen in jou 'n Martha of binnen in jou is daar 'n Maria. Iewers in jou is daar 'n Martha en daar is 'n Maria. Die vraag is net, wanneer kom die Martha uit en wanneer kom die Maria uit? God verwag of God wil hê vanavond dat die beste deel moet uitkom en dit is die Maria dimensie. Halleluja. So ek gaan vanavond saam met jou praat oor die Maria dimensie en die Martha dimensie van jou lewe. Die Bijbel sê dat op hulle reis, in vers 38, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Halleluja. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy gaan toe daar staan en sê, Here, hinder dit u nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommer oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. En die hele kerk sê amen, halleluja, halleluja. So kom ons spring goed dadelijk in die woord van die Here. Ek het vir jou gesê, dat ek wil saam met jou praat oor die Martha en die Maria dimensie. Nou in die eerste plek, daar is 'n Martha binne in jou en daar is 'n Maria binne in jou. Die Martha is die wêreldse deel van jou. Die Martha is die vleeslike gedeelte van jou. Halleluja. Die Martha is die een wat besorgd is oor die dinge van die wêreld. Die Martha is die een wat besorgd is oor die koskaste. Die Martha is een wat besorgd is oor die beursie wat nie vol genoeg is nie. Die bankrekening wat nie vol genoeg is nie. Kan man iemand praat saam met my? Die Martha is die een, halleluja, binne in jou wat beklei en hunker na die dinge van hierdie wêreld. Halleluja. Maar dan is daar die Maria binne in jou. Halleluja. Die Maria is die een wat wil bid. Die Maria is die een wat wil Bybel lees. Die Maria is die een, halleluja, wat op die knieë wil gaan. Die Maria is die een, halleluja, wat op die oond van die dag alles wil doen wat God verwag van hom om te doen. Maria is die een binne in jou, halleluja, wat seker wil maak dat hy is op sy plek, op die regte tyd en op die regte plek vir die Here aan diens, vir die Here, in die Here, deur die Here. Kyk jy die een wat die Maria een binne in jou is die een wat altyd wil hunker na die Godse dinge wat die hemel en aarde gemaak het. Die Maria is die een, halleluja, wat seker wil maak dat hy in die kerk wil wees. Die Maria is die een wat sê, hoe ek gaan nou opstaan vandag en ek gaan 'n bietjie deurbid. Die Maria is die een, halleluja, binne in jou wat beklei om deur te breek, maar die Martha binne in jou is ook die een wat beklei om wil deurbreek. Halleluja. Daar is 'n Martha en daar is 'n Maria binne in jou. Sy weet maar net dit nie totdat omstandighede kom. Voordat omstandighede kom en dan is sy soms iets in die Martha posisie waar sy net besig is. En dit is niks met die Here te doen nie. Halleluja. Dan beweer jy in jou Martha dimensie in. Halleluja. Die kinders moet regkom vir skool. Sy beweer in die Martha dimensie in. Wat gaan ek die naweek koop? Halleluja. Wat gaan ek die naweek aantrek? Daar is die Martha dimensie waarin sy beweer. Halleluja. Maar dan kom daar die Maria dimensie weer vanaand in, waar sy op jou knieë is en sy kan nie wag om te bid nie. Maar dan kom die Martha dimensie weer in en hy sê nee, ons kan nie vanaand bid nie, ons moet vanaand braai.
dis die vleeslike gedagtes, dis die vleeslike neigings van die hart, halleluja, waar die Martha in altyd belang stel, maar die Maria dimensie is die dimensie wat die Here wil hê, Jim en wees. Nou wat's die woord Martha en Maria het min of meer dieselfde klanke, wanneer jy die woord Martha hoor en Maria. Met ander woorde, dis twee mense binne in jou, dis twee dimensies binne in jou, wat dieselfde is, en op die einde van die dag, dan beklei hulle, dis die Bybel noem dit so mooi, hy sê, dat die vlees is teenstrydig met die gees, en die gees is teenstrydig met die vlees. Daar is altyd 'n Martha, wat 'n Maria wil stilmaak, maar dan is daar 'n Maria, wat die Here wil dien, wat die Here wil eer in gees en in waarheid. Die Maria, halleluja, is altyd die een wat deur Martha uitgestel word. Die Maria is altyd die een, halleluja, wat gebukken gaan onder die Martha, maar die Here sê vanaand, halleluja, dat die beste deel met ons vanaand kan uitkies. Ons moet kan sê, dat Martha, hou jou mond, ons gaan nie meer in die dimensie ingaan nie, ons gaan nou luister na die Maria dimensie, ons wil beweeg na die beste dimensie toe, wat die Here vir ons in stoor het. Is daar mense wat saam met my stem op hierdie groep, wat kan sê, Here, ek is klaar met die Martha dimensie, maar ek wil beweeg na die Maria dimensie toe, halleluja. Jy sien op die einde van die dag, wat gebeur, is dat Martha wil die oorhand kry van Maria. Martha wil die oorhand kry van die Maria wat binne in jou is, halleluja. En ek hoef nie ver te gaan om te kyk, wanneer jou kind siek is, of wanneer sy siek is, kom die Martha na vore, of kom die Maria na vore? Praat gou saam met my. Wanneer sy in omstandighede is wat so haglik is, kom die Maria uit of kom die Martha uit? Wanneer sy baie geld het, kom die Maria uit of kom die Martha uit? Daar is altyd iemand wat uitkom. Kan man iemand praat saam met my? Wanneer sy lekker tussen jou vriende is by die werk, kom die Martha uit of kom die Maria uit? Wanneer sy weer in die kerk is, kom die Martha uit of kom die Maria uit? Something is happening with our generation. Iets gebeur met ons generasie. Die Martha en die Maria dimensie. Dat is twee dimensies. Dat is twee dimensies. Martha is die een wat skel. Sy het aangegaan en gesê, my Here hinder dit nie. Lees die Bybel, dat is uitroeptekens. Maria is maar die een wat kalm en rustig is voor die aangesig van die Here. Klink dit nie na iemand nie, klink dit nie na 'n persoon wat een lewe het, die halleluja, maar soms is hy in 'n Martha dimensie en soms is hy in 'n Maria dimensie, halleluja. Hy is in die dimensies. Nou ek wil gou verder gaan met hierdie gedeelte, vers 42 sê, maar net een ding is nodig, dit is Jesus se woorde, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies. Maria het die beste deel gekies. Nou ons weet almal, dat daar is trappe van vergelykings, as er kom by iets wat 'n mens wil beskryf. Hierdie trappe van vergelykings word hier gebruik in die woord van die Here. Die woord beste. Gaan gou saam met my, die woord beste. Ons kry goed, iemand praat saam met my, ons kry goed, dan kry ons beter, dan kry ons die beste. Ons kry goed, ons kry beter, en dan kry ons die beste. Wat probeer ek vir jou sê? Ek probeer vir jou sê dat die Here laat vir ons hier verstaan, dat die Martha dimensie kan dalk goed wees. Die Martha dimensie kan dalk beter wees. Halleluja, halleluja. Maar die Maria dimensie, Here, maar die Maria dimensie is die beste dimensie
wat ek kan wees. Die Maria dimensie is die dimensie wat God wil hê jy in moet leef. Halleluja. Wanneer die kinders nie vir jou luister nie, dan gaan jy in die Maria dimensie in. Wanneer jou huis die mekaar is, dan gaan jy in die Maria dimensie in. Selfs al het jy baie geld, selfs al gaan dit goed. Halleluja. As jy in 'n Maria dimensie. Die Maria dimensie is die een, halleluja, wat op sy knieë is, laag op sy knieë, belangstel in die dinge van die Here, belangstel in God se woord. Halleluja. Altyd deur bid, halleluja, altyd getuig van God se goedheid. Hy dien die Here in gees en in waarheid. Daar's 'n Maria in jou binneste wat moet opstaan en wat die oorhand moet kry oor Martha, want sy's besig met 'n geveg. Halleluja. Moenie dat Martha weet nie, want Maria is die beste deel wat sy veronderstel is om in te wees. Daar's 2 dimensies in jou lewe. Die Maria dimensie moet die oorhand kry. Dit het tyd geword, halleluja, dat die kerk van God moet weet dat die Maria dimensie is die beste dimensie waarin God wil hê ons moet lewe in. Nie Martha nie. Die Martha nie. Martha is die een, halleluja, wat bekommernis het oor hierdie vleeslike dinge, hierdie wêreld wat verbygaan. Martha is bekommerd oor wat rondom aangaan, halleluja. Martha is die een wat hy is binne in die huis, maar hy is nie in dieselfde vertrek nie. Here, Martha is in die Martha dimensie, as hy binne in die huis, maar hy is nie dieselfde vertrek nie. Here, die Maria is die een wat in dieselfde huis is, in dieselfde vertrek is, en luister nog selfs nadig aan sy voete is, soos nou nooit van tevore nie. Die dimensie sal sy moet kies, die sal jou mind moet opmaak, of sy is vir Martha, of sy is Maria, maar die Here sê, Maria is die Here, gee God 'n prys, en aanbid God daar wat jy is, halleluja, en begin sê, dankie Jesus, want ek weet nou, waantoe ek op pad is, ek is nie meer in die Martha dimensie in nie, maar ek beweeg nou na die Maria dimensie toe. Is daar mense op die groep wat kan sê, ek beweeg nou na my Maria dimensie toe, ek gaan in my Maria dimensie, en ek weier om daar uit te kom, ek het al lang my mind opgemaak, ek weier om 'n Martha te wees, maar ek wil aan mekaar Maria wees, of dit nou beteken ek moet vriende verloor, of dit nou beteken ek my vrou verloor, of dit nou beteken, halleluja, dat sy op jou knieë moet wees en sê, ja, terwyl die groeisel in jou lichaam is, terwyl jou bloeddruk hoog is, as jy nog steeds in jou Maria dimensie, terwyl jou borsie lekker kan asemhaal nie, halleluja, die Bybel sê, laat alles wat asem met die Here loof en prys, halleluja, want sy weet, sy is in jou Maria dimensie, weier om uit te kom in jou Maria, Here, daar's iets soos 'n Maria binne jou, en daar's iets soos 'n Martha binne jou. Moenie wag dat die siekte moet kom, dat jy jou Maria moet uithaal, halleluja. Moenie wag dat die omstandighede kom, dat die Maria moet uitkom uit jou lewe uit die, halleluja, ons moet leef in die Maria dimensie. Daar's iets soos die Maria dimensie in my lewe, en ek wil leef in die Maria dimensie, halleluja. God sê vanaand, dat dit is die beste deel. God sê vanaand, dit is nie net goed nie, dit is nie net beter nie, halleluja, maar dit is die beste deel, halleluja, en hy sê nog 'n ding, dit sal nie van jou af weggevat word nie, my suster, dit sal nie van jou af weggevat word nie, my broer, dit sal nie van jou af weggevat word nie, my broer en my suster, dit sal nie van jou af weggevat word nie, want sy beweeg op 'n level, waar die wêreld nie beweeg nie, sy is in die wêreld, maar sy is nie van die wêreld nie, halleluja, halleluja, in dieselfde huis is sy, halleluja, maar sy het verkies, om nie in die ander vertrek te wees nie, maar sy wil in die vertrek wees van die Here. En wanneer sy in die Maria dimensie ingaan, dan is sy op die level. Halleluja, vraag vanaand is in die atmosfeer. Ja nee, dat is altyd 'n vraag in die atmosfeer. Dan moet 'n vraag in die atmosfeer is, as daar nie 'n vraag in die atmosfeer is nie, hoekom preek ek vanaand? Hoekom preek ek dan vanaand? Halleluja, daar is iets soos die Maria dimensie. Daar is iets soos die Maria dimensie. Daar is iets soos die Maria dimensie vanaand. Daar is iets soos die Maria dimensie. Die vraag vanaand in die atmosfeer is, leef jy aan daardie dimensie?
Leef jy vanaand in die Martha dimensie of leef jy vanaand in die Maria dimensie? Ek gaan dit weer sê, moenie wag dat die omstandighede van die lewe kom voordat jy in jou Martha dimensie ingaan nie. Moenie wag dat omstandighede kom voordat jy in jou Maria dimensie ingaan nie. Halleluja, moenie wag dat jy eers in 'n ongeluk was nie, dat jy in 'n rolstoel moet beland nie, dat jy iets moet oorkom, wat jy moet sê, hoe Here, red my net nou, dan wil jy na jou Maria dimensie toe gaan nie. Don't wait that long. You have the grace tonight. You have the grace of God today. Hallelujah. Jy het die genade van die Here. Maak seker dat jou lewe is in die Maria dimensie. Hallelujah. Die Here sê maar, die Martha, ons kan daar begin. Ons kan begin by die Martha dimensie, waar het goed is. Ons kan daar begin, halleluja, en na die next level toe gaan, na jou Martha dimensie toe, halleluja, waar ons sê, dit is beter. Maar God wys vanaand vir ons die beste dimensie wat hy kan wees, die beste dispensasie, die beste toestand wat hy kan wees, iets waarvan dat nie van ons af weggeneem gaan word nie, en dit is die Maria dimensie. Halleluja, kom ons lig ons hande op in hierdie plek vanaand, en dan loof ons die Here, ons eer die Here. Net waar hy is, kom ons lig ons hande op, en ons eer vanaand die Here vir sy goedheid. Ons loof vanaand die Here vir sy goedertierenheid. Omdat iewers binne ons is daar 'n Martha, en iewers binne ons is daar Maria, maar ons sê vanaand, Here, ek bestraf elke Martha gees in die naam van Jesus Christus, en ek staan op as die een wat sê, Here, ek gaan my Maria soet aantrek, ek gaan my Maria dimensie aantrek, ek gaan aankleef na Maria se gees, halleluja, wat voor u gebid het, wat voor u tyd spandeer het, halleluja, wat hy energie gewy het aan u, want u was net vir 'n sekere tyd daar gewees. Sy die geleentheid aangegryp terwyl daar was. Sy die geleentheid aangegryp terwyl dit daar was. Halleluja. Sy het die geleentheid aangegryp terwyl dit daar was. My vriend, wil jy nie die geleentheid aangryp vanaand terwyl dit hier is nie? Wil jy nie die geleentheid aangryp vanaand om soos 'n Martha te wees en sê, Here, ek wil na u toe kom. Here, dit maak nie saak hoe my lewe lyk nie. Ek wil na u toe kom. Here, dit maak nie saak wat ek gedoen het nie. Ek wil na u toe kom vanaand, halleluja. As daar mense wat miskien na my luister, wat nie bekeer is nie, halleluja, as hulle nie vanaand bekeer is nie, ek wil hê iemand na die Here toe kan lei vanaand, my God, halleluja. Maar as jy ooit vanaand alleen is, en jy luister nou na my, wil ek hê, jy moet die woorde agter my aansit, terwyl jy jou hande lig in hierdie plek vanaand. Lig jou hande vanaand in hierdie plek, Jesus. Dan sê jy agter my aan, Here, ek loof u. Here, ek aanbid u. Here, ek maak vanaand die keuse. Ek wil hê dat u moet Heer is van my lewe. Here, was my, reinig my. Ek glo in my hart en ek bely met my mond dat Jesus uit die dood opgewek is en nou aan die regterhand sit. En dat dieselfde Jesus as my herder. Here, dankie vir die nuwe lewe. Ek is 'n nuwe mens. En Heilige Gees, kom woon in my. Kom maak my skoon in Jesus naam. Amen, amen en amen. As jy vandaan daai gebid het vandaan, my medegelowiges, ek wil hê dat as daar iemand is wat jy na die Here toe kan lei, sny hierdie stukkie uit of luister die Here en weer en lei iemand na God toe. Dis hierdie tyd in hierdie tydstip wat die Here saam met ons praat om mense na die Here toe te lei en mense na die Here toe te bly hou. Halleluja. Ek as 'n leraar van die Here preek vanaand aan die gelowiges om te verseker dat hulle by die Here bly. Want daar is te veel gelowiges wat omdraai van die geloof af. En in hierdie laaste dae kan jy nie omdraai van die geloof af nie. Daar is iets wat jy nie kan doen in hierdie laaste dae nie. Halleluja. So ek praat vanaand saam met jou. Ek praat vanaand saam met jou. Daar wat ek nie kan wees nie.
Daar waar my lichaam nie kan wees, wees jy my stem, want dis God se stem vanaand wat praat. So seker wat ek 'n man van God is, so seker wat die Here vir my gestuur het om hierdie woord te bedien aan jou, sê ek vanaand vir jou, gaan dan heen en gaan maak disippels van alle nasies. Jesus, as jy gelowige is en jy luister nou na my, leg jou hande op. I want to send you something. I want to send you a gift. Vader, in die naam van Jesus, Here, ek bid vanaand dat my medegelowige vanaand nou na my luister, dat hy die krag sal ontvang om die Martha in sy lewe te kan verslaan. Dat hy die Martha in sy lewe, die Martha dimensie kan afsny in sy lewe, in die naam van Jesus. Ek bid in elke Martha gees in Jesus naam. En ek bid vanaand, Here, dat U die krag vir hulle sal gee om die Maria posisie op te neem soos nog nooit van tevore nie. In Jesus magtige naam. Ontvang het net daar waar jy is. Ontvang het net daar waar jy is. In Jesus naam. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. My God, my God. Gaan aan om die Maria uit te beeld in jou lewe. Sy sal nie spyt wees nie. Die Here sê vanaand, dis die beste deel wat sy het gekies het, om in hierdie toestand te wees van Maria. Gaan dan heen en gaan maak disippels van alle nasies. Mag God het seën in jou hart vanaand, in Jesus magtige naam, totdat ons weer hoor. Amen en amen.